And I pray this morning, Almighty God, they will strengthen his faculties, Almighty God. Bless the works of his hands, O God, and increase him and enlarge him this morning, O God. I pray for divine healing from the crown of his head to the toes of his feet this morning. I come against the chest pain, O God. I come against, Almighty God, the attack of the devil this morning, O God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, O God. And I thank you, Almighty God, you will heal him this morning, O God. From the crown of his head to the toes of his feet this morning. Bless his coming and his going this morning. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Father, let's bring my sister before the throne room of grace as well, O God. I pray, Almighty God, that make the decision of what to walk in the will and the divine purpose of God. And I pray this morning for this will respond to the will and the divine purpose of God, Almighty God. That the person of confidence will be in the God this morning, O God. I pray this morning, O God, look at the word of God this morning when it says, when Israel have done evil in the sight of the Lord, the Bible says that God have given them over unto the enemies, unto their enemies, because they have forgotten the instruction that God have given them. And the Bible says, because of your disobedience, I have distanced myself from you. That is the covenant mentality. Because now that you have served foreign gods, and he said, I've given you this land, but do not become part and parcel of their gods. And the Here said, Here het na die goeie aanbid, wat die goeie, wat nie 'n God is nie. The God of the foreign gods. And the Bible says that the vijanden van God, dat Israël geënkamp en geïmpoverish. Ek kan nie weet wat ons praat van impoverish, wat meen, daar was 'n armoede in Israël. En die God wat more than enough is, het hom geonttrek. Because he said you have not listened to the voice of God, to not bow and accept the foreign gods. And you are bound unto them. And the Bible says God has distanced himself for 7 years from Israel. And the Bible says after 7 years, and we have to know and understand 7 years means completion. According to Judges 6, it means completion. And the Bible says they cry out unto the Lord. And God sent the prophet. And God reminded them of their disobedience through the prophet. Hallelujah. Amen. But God said unto them, the God that have led you out of Egypt with a mighty hand out of slavery, and promised you this country. Hallelujah. But you have forsaken him. Ons het die Here vergeet. En baie kere vergeet ons die Here. Wanneer ons die Here ons uit die wonder uithaal, daar waar ons self bevind het, en soos tyd aangaan, dan vergeet ons. Ons vergeet. En soos ek nou die dag gepreek het, ek sê, laat jou lig nie dim raak nie. Laat jou liefde nie koud raak vir die naam en saak van die Here nie. Want dan loop jy in gevaarlike territories. Hallelujah. Hy sê, laat jou light not be dim. Hallelujah. Amen. Your relationship with your maker. Laat dit nie achteruit gaan nie, maar laat die vorentoe stryd. En meer van hom wil weet, en meer van hom in intimacy wil met hom hê. En dit is gevaarlik wanneer ons beginne moeg raak vir die naam en saak van die Here. Wanneer ons dink ons ken, wanneer ons te groot raak vir ons skoene by die Here, dan onttrek die Here hom. Dan sien die persoon, hy staan nie meer ag op die woord van die Here nie. Because the word van die Here sê, his word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yes. En as ons sonder die Here is dit 'n donker pad. Yes. Is die pad donker en duister.
Halleluja. En Israel bevind homself in 'n tyd wanneer hulle pad donker geraak het. Hulle het die God vergeet wat hulle uit slawerny uitgehaal het met 'n magtige hand. En ons ken die storie. Toe Israel in Egypte gewees het, was hulle in bondage. Hulle was slawe gewees. Halleluja. Amen. And the Bible said, they have cried unto the Lord, and God sent Moses to deliver them. Yes. But in die verse, in Judges 6, vergeet hulle weer die Here. And the Bible said the enemy have encamped around them. Hy het 'n sirkel om hulle gemaak en hulle geimpoverished. What a mighty nation there was. But because of disobedience, hulle het hulle onttrek van die genade en die wysheid en die goedheid van die Here. En die Bybel sê, God sê, het hulle oorgegee aan hulle vyande. En baie keer in die huis van die Here, en die nuwe dispensation, dan gee die Here ons ook oor aan ons eie begeerte en ons eie belasting. Halleluja. Because ons skoene het te groot geraak vir God. En weet wat ons ouers sê, jou skoene het te groot geraak vir jou. Halleluja. En hulle vergeet die goedheid van die Here. En hulle kom tot op 'n punt waar hulle die Here aanroep. Maar die Here stuur die profeet om hulle te remind. En elke keer wanneer die volk dit mis of nie weer onrein standing is met die lewendige God nie, dan stuur God die profeet om hulle te remind. Hallelujah, that you have forgotten your God. That's why you are in such a situation, and that situation. Jou lewe gaan net agteruit as jy nie vir die Here skel nie. As jy die Here nie jou God is nie, dan weer dit die werk agteruit. Daar is 'n leemte, because the Bible says He is the God of peace. Hy is die God wat ek en jy vrede gee in die midde van die storm. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan gee hy ons vrede. Wanneer ek en jy vrede aan die wêreld wat so in 'n chaos is. Aan 'n agtergaande wêreld, die wêreld gaan agteruit. En ons sien met onsself die behavior dat die mense God eenkant gesit het. En dit is 'n gevaarlike plek waar jy bevind, wanneer jy die Here op die sideline sit, of soos die Engels sprekende sê, on the back burner. Die Here is nie meer eerste nie. Halleluja. En dan kom die dinge van die lewe, en het is entangles, en het voel dat ons op 'n opdrang loop. Alles die pad gelê. Alles het level hierso. Dan voel ek die loop op 'n opdrang. Because God is no more. Hy dra nie meer jou burdens nie. Jy het besef, hy sal het vir jou, hy sal het self dra. Halleluja. En vanoggend wil ek encourage dat ons nie op daai stuk kom nie. Wanneer die Here homself onttrek van ons af. As dit in 'n gevaarlike situasie. The Bible says the enemy camped around them, a mighty nation. And as ons came from Genesis, en die mense die volk van Israel gevrees, the people of God, hulle het die mense gevrees, want hulle het geluister dat God in Israel gedoen het, of gelees het, of gehoor het, dat God hulle met 'n magtige hand uit Egypte uitgelei het, en al die mense wat hulle tegengekom het, wat geoorwin. Die hand van God was teen hulle. Halleluja. En dit is 'n moeilike saak wanneer die hand van God teen ek en jy is. And they said in English, the hand of God is against you. As teen ek en jy. And the angel of the Lord appeared unto Gideon. And he said, mighty man. And Gideon said, a mighty man, while I'm hiding in the cliffs, while I'm hiding. Hallelujah. Hulle steek hulle kosse weg. Hulle bly in die mountains en hulle bly in grotte in. Want die vyand het hulle omsingel. En elke keer wanneer hulle die harvest moet kry, wanneer hulle lewe, kom van die enemy dit. Halleluja. En baie keer in die huis van die Here, wanneer ons op buitekant
Dan punt ons uit wanneer jy jou lewe moet enjoy om steel die duiwel van ek en jou. Soos hulle sê, jy het holes in your pocket. Daar is baie wat werk daar buitekant, maar hulle leefstyl dan sien jy, dan punt jy uit, there is holes in their pockets. Halleluja. Daar is gate in hulle sakke in. Hulle enjoy nie, hulle sweat nie. They does not enjoy the labor of their work or the benefits of their labor. En wanneer hulle die benefits kry, as het in die satse dan val het uit. Hallelujah. Because now the enemy will impoverish you and me when we are not in line and in harmony with the word of God. Hallelujah. Wanneer ons God die eerste stel nie, dan beteken het ons verloor al die pad. En hulle daar buitekant ook. Hallelujah. En die pad raak vir jou moeilike situasie. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. But the Lord appeared unto Gideon. He said, mighty man of valor. Hy praat, hoe kan jy vir my sê, ek is 'n magtige man, dan steek ek weg van my vyande. As ek in die situasie, I'm hiding from the enemies. But the Bible says, God said, go in thy strength, I will be with you. Hallelujah. And ek is nie on the promises when God says, I will be with you. It means I will fight on your behalf. Yes. Hallelujah. Daai wat kom vat wanneer jy met oes. God is dealing with him. The Here destroy him. Yeah, hallelujah. Because the Bible says when you're in Christ, there's a hedge of protection around you. Yes. That's the Lord of reckoning. Come with the promise from the Here. That's the Lord of reckoning. But the Spirit of the Lord. Hallelujah. En Israel besef dat ons God gemis het. Daarom is ons in die situasie. Daarom mis ons die Here. Hallelujah. But the Bible said that God appeared unto Gideon. He said, I will be with you. En ons met jou gaan ons die vyand oorkom. Gaan ons die Midianites en die Amalekites destroy. En Gideon sê, gee my 'n sign. En baie keer moet ons die Here 'n sign vra. Let me say. Moet ons sê, Here, gee my 'n sign. As jy my sê, hoe gaan ek oorkom? Hoe gaan ek my ministry uitlewe? Is there a sign for me that I can hold on when times are tough and difficult? Kan ek 'n sign kry om so te wees, die Here is met my. Hallelujah. En baie keer ons van Lord, give me a sign. Gee my 'n teken dat ek weet ek doen die regte ding. Hallelujah. Even though everybody forsake you, but you must know that a sign can given by God and not by men. Yes. Hallelujah. And when God gives the sign, then it's okay. Go and get it. Hallelujah. It's a groen lig vir ek en jy. Om te doen waar die Here ons geroep het voor van Livingston. They've been given a green light to go because God is now with you. Hallelujah. And the Bible said God gives them instructions. God gives them instructions. And hulle was about 30,000. Hallelujah. And they said, but these were fierce. Saam met Gideon te staan, because the Bible says God and Gideon will destroy the enemies. And he said for Gideon the visionary, because God will reveal himself unto the visionary and said 1, 2, and 3. And people that come on board or jump on the ship will follow the visionary and the instruction that God has given the man of God. Hallelujah. Amen. And the Bible says 20,000 went back to their houses. 20,000, and was about 30,000 mannen om te gaan fight. Maar God sê bekeer, die mannen is te veel. Die mannen is te veel. Because as jy met 30,000 gaan in die warfare, dan kan hulle self die onderpad. Dan kan hulle sê, nee, dit was ons gewees en nie die Here nie. And God want to show them. En die Bijbel sê, kon te gaan terug na hulle huise toe. En die Here sê vir Gideon, julle is nog te veel. Ga na die rivier toe
En kyk die wat liep die water op soos 'n hond lek. When dogs en hulle wat liep soos 'n hond, laat hulle teruggaan. Let them go back. En hoeveel bly oor? 300. En die Bijbel beskryf die mense wat die Amalekite en die Midianites. They say even the camel cannot be counted. They were a multitude. They kan hulle nie getel het, hulle was te veel geweest. En die Bijbel sê 300 manne staan agterna wat hulle hand gepak en hulle mond gebring het. Halleluja. En die Bijbel sê 300 van hulle bly oor. En die vyand wat jy kyk, is seker 10,000 by one, or 100,000 by one. En die Bijbel sê, die Here sê, nou gaan ek jou die victory gee. Halleluja. Nou gaan ek jou die victory gee. Met 300 manne. Halleluja. And when Gideon was still doubting God, he said, go and hear what they are saying. Go to the camp of the enemy and hoor wat hulle sê. En een man sê, ek het 'n droom gehad. Ek het 'n droom gehad dat Gideon, die man van God, ons kan oorwin. Dat Gideon kom ons kan oorwin. Halleluja. En Gideon luister en sy faith increase. Sy faith increase. Halleluja. En die dag wat hulle na die battlefield toe gaan, gee die Here vir hulle oorwinning. Halleluja. En everything can sing. Halleluja. En as ons kyk na die vyand, dan sien ons, het was 'n onmoontlike taak. Sister Maureen. Dit was onmoontlik om 'n multitude mense. Hulle sê hulle donkies en hulle kamele kan nie getel word nie, hoe hulle multitude was. Maar die Here gee hulle victory. Die Here kom en hy fight die battle vir hulle. Hy bring confusion tussen hulle en hulle haal die swaarte teenoor mekaar uit. Hulle begin mekaar dood te maak. Halleluja. Sonder dat Israel 'n mes uitgehaal het. Die 300 het nie bly tot gehad nie. Halleluja. Blessed be the name of the Lord this morning. Hulle het soos hy kennis te met water gehad. Halleluja. En 'n kamp het gehad om die hoorn te blaas, of die shofar te blaas vir victory. En baie keer moet ons die shofar gebruik vir victory. Ons bring al die strongholds down. Ons subject every opposition. Ons subject every demonic powers. Ons subject every addiction and depression. And exalt themselves upon the knowledge of God. And God gives them victory. And die Here gee hulle oorwinning. Blessed be the name of the Lord this morning. So ek en jy is meer as oorwinnaar. Wanneer ons by die Here bly. En ons is defeated wanneer ons onsself distance van die Here af. Wanneer ons nie meer lyn is met die Here nie, dan moet ons weet, daar is 'n disaster. Daar is trouble. Daar is 'n stryd, wat ek jou gesê het. Die pad is stryd, maar jy loop so. Jy loop so. Al die probleme is geloop op jou. Jy is oorlei, jy is overloaded met die probleme. Maar die Here het geneem het, wat hier in jouself. And what's distance himself? Hy sê, hy staan nie ag op die woord van die Here nie. Hy moet ag die woord van die Here. Ek gee hom oor aan sy eie begeerte en aan sy eie belaste. Wat hy ook wil doen. Because they have given us a choice. En van die Here het gee ons 'n keuse. Hallelujah. Every morning we have to stand up and we make the decision to walking in the ways and in the will of God. Maar wanneer jy buitekant die wil is van die Here, dan kom die vyand en hy mors. Hallelujah. Dan kom die vyand en hy mors. Hy destroy you because the assignment is to kill, to steal and to destroy. The devil's assignment is to kill, to steal and to destroy. En wanneer die balling of die protection van die Here nie weer daar is nie, is jy in gevaarlike territories. Dan kan jy baie manne sê, ek nog pas op daar gewees, maar nou is ek nie weer daar nie. Ek sit nou in die drakhuise in. Ek sit nou daar en daar.
Hallelujah. Because now God has left you. Hallelujah. En as 'n gevaarlike tyd en u. Because the promises of God say, I will never leave you, nor will I forsake you. Maar ek en jy het 'n keuse. Ek en jy het 'n keuse. Wanneer op die Here bly. Wanneer jy die Here bly, dan sê I will never leave you, nor will I forsake you. Hallelujah. Die mens sal jou forsake en jou verlaat, maar nie die Here nie. Hallelujah. There's a one man with God is a majority. Yes. As we read the word of God with Gideon. Hallelujah. A majority. Die Here sê, die manne wat jy is is te veel. Ek kan nie van hulle gaan die glorie vir hulle self neem. As ek die vyande destroy, dan gaan hulle self die eer vat. En hy sê, 300 manne bring oor. Hy sê, it's enough. En hulle gaan nie eens met 'n swart nie. Hulle gaan nie eens om te beklei nie. Hulle kom net en hulle blaas die trompet. En hulle breek die jars. En die manne slot om mekaar. Die manne slot om mekaar. Die in die camper. Hallelujah. Hulle haal die swarte uit en hulle maak mekaar. Hulle draai teenoor mekaar. Soos there confusion in the camp. Hallelujah. And that is what the Here can do. Hallelujah. Wanneer jy jouself bevind in die Here in, sodat dit is goed om by die Here te bly en by die Here te skuil. Oh yes. Hallelujah. Laat ons ons skoene nie te groot raak vir ons voete nie. Laat ons nie te slim raak nie. Hallelujah. Because God has done for een kan en hy sê, okay, los hom. Baie keer sal jy sien manne wat kwyt parents gewees het en pastors gewees het en die evangeliste en al die dinge. Dan sien julle is nie op die pad nie. En sy sê story. Die skoene het te groot geraak. Hulle voete. Hallelujah. En dan kyk die Here, hy sê, I'm giving you a choice. You choose. Jy kies lewe of jy kies dood. Hallelujah. Jy kies goodness and mercy and prosperity, or you choose death and poverty and impoverishment. Verarming. Hallelujah. Jy kies dit. Die Here sit op die tafel. Hy sê, remind me of my promises. Remind me of my promises. Blessed be the name of the Lord this morning. Hallelujah. Amen. En die genade van die Here is 'n oorvloeding. Al mis ons dit as ons kom by die Here en sê, Lord, I'm coming back to the heart of worship. Ek kom terug. Ek kom te luister. Maar as jy nie meer luister nie, het jy oor 'n groot geraak. Soul is word geselek as koning deur die mense. God sê, okay, I'll give you your desires. En so soul aangaan, begin hy nie weer te luister na die stem van die Here nie. And the Bible says, the prophet appeared unto him, he said to him, why didn't you not listen to the voice of God? Waarom luister jy nie na die stem van God nie? Jy het jou tye downfall gebring. 'n Koning wat 'n groot geraak het met sy skoene. And the Bible says, I have already anointed a man or seek a man after my own heart, David. And David becomes the ruler because of disobedience unto Saul. Hallelujah. Amen. So ek en jy moet baie lig loop op die pad. Hallelujah. Die prediker moet lig loop. Die evangelist moet lig loop op die pad en luister. Altyd die oor op die grond hou en sê, Here, Lord, speak to me. Lord, speak to me. Hallelujah. Your servant is listening. Hallelujah. Your dienaar luister na die stem en die woord. Hallelujah. Thy servant is listening. Blessed be the name of the Lord this morning. So ek en jy is meer as oorwinnaars in die Here, wanneer ons by die Here skyn. Jy is defeated as jy buitekant die Here is. En ons kan net sien met jou behavior and your action and the fruits of that. Jy pluk die vrugte van dit. Hallelujah. Jy pluk die vrugte van dit. En is 'n sad story as ons kyk na wat 'n vrugte pluk jy af.
Hallelujah. Blessed be the name. Jy draak nie vrugte nie, jy sit daar. Jy bly groen, maar daar's nie vrugte nie. Niemand kan pluk van jou vrugte af nie. Jy bly groen, maar jy is uitgedroog, jy is droog. Die boom is droog, as die vrugte nie. Maar jy staan, die reën val, jy kry jou water. Maar that's nothing what you produce nie. Because now you're not in the world and in the purpose of God. Are you with me this morning? Blessed be the name of the Lord this morning. And Psalm 33, verse 11, it says to you and me this morning, but the plans of the Lord stand firm forever. Die planne van die Here staan tot in alle ewigheid. The plans of God, the plan that God had for you and for me stands forever. That is the promise van die Here on here Psalm 33 verse 11. Dat die planne van die Here staan tot in alle ewigheid. Hallelujah. The purpose of His heart throughout all generations. Hy gee ek en jy purpose and meaning wanneer ons in sy planne is. En ek en jy weet en verstaan tot ons nie by die Here gewees het nie. Daar was die purpose and meaning nie. Jy het ook gevra waarom moet ek opstaan? Dan kom die sonde van ag, jy het nie my kop trek nie. Because there was no purpose, there was no meaning, and we were without the knowledge of God this morning. I want me this morning. Blessed be the name of the Lord this morning. And verse 14 that from His dwelling place He watches all who live on the earth. From His dwelling place He watches all. That's wat ongesiens by die Here verbygaan nie. Daar is niks ongesiens by die Here nie, broeder Louis. Hier sê die woord van die Here vir ek en jy. From heaven the Lord looks down and kyk up. And the Bible says, heaven is my throne and earth is my footstool. And kyk up daar, wat gaan aan? Hallelujah. Hy is nog steeds in beheer. On all who live on the earth. Hy sê almal op die aarde, die ungodly en die godly. Hy sê hy's 'n goeie God. Hy laat die reën val op die goeie en die slegte. Hallelujah. Hy is nie aannemer van persoon nie. Hy laat die goeie en die slegte equivalent is. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord this morning. He who considers everything to do, he who formed the heart of all, who consider everything they do, they consider what they do. Every day, we start considering the Here. As the Here mindful of you, consider. What you consider Afrikaans for? Consideratie. Zeg reg. Hy consider your moves, your conduct, your behavior, en alle dinge wat jy doen, consider hy. Ons kan maar met 'n shield sit, maar die Here consider. En hy is die ene wat ons deurdra en ons breakthroughs gee in the end of the day. Hallelujah. Verse 15. He who formed the heart. Ek het dit nog gelees. Hallelujah. Verse 16. No king is saved by his great army, or by the size of his army. No king is saved. Yeah. Wat sê die Here op die koning? Hy sit in die paleise, maar hy sê no king is saved by his great army. Jy weet wat die koning weet. As die koning is die hele land as sy army of sy sekere strength of sy warriors. Maar hy sê no one is saved. Wat weet jy dan? The best equal army cannot save a king, nor a great strength enough to save a warrior. Jo, daar sê die Here vir ek en jy. Blessed be the name of the Lord this morning. No king is saved. Wat al ons weet, ons ken 'n koning. Die armies is kom om en al die dinge. En die protection. Maar die Bybel sê no king is saved. Hallelujah. As die koning nie saved is nie, wie is ek en jy? Wat nie 'n army het nie. Hallelujah. That's why it says beter om by die Here te skuil as om in die wêreld te wees.